In vandag se nuus, tekens dat die oorlog in Iran dalk tot 'n einde kan kom. Eskom wil Johannesburg se kragtoevoer afskakel en Suid-Afrika wen weer goud in Londen. Goeiemôre en baie welkom by Nuuspot. Hier is jou nuusbulletin vir Woensdag 20 Mei. In die straat van Hormuz het skeepvaartdata bevestig dat 2 Chinese tankskepe gelaai met olie die gebied verlaat het. Dit laat die hoop opvlam dat die konflik tussen die Verenigde State, Israel en Iran dalk binnekort opgelos kan word. President Donald Trump het gister gesê die oorlog sal baie vinnig verby wees, terwyl adjunkpresident J.D. Vance melding gemaak het van vordering in samesprekings met Teheran. We're blowing it away. We're blowing everything away, and we're going to end that war very quickly. They want to make a deal so badly. They're tired of this. Should have happened for 47 years. Somebody should have done something about it, and it's going to happen, and it's going to happen fast, and you're going to see oil prices plummet. They're going to come down. There's so much oil out there. They're going to come plummeting down. President Trump het ook verder gesê hy het 'n beplande aanval op Iran tydelik opgeskort na versoeke van golfleiers en nuwe vredesvoorstelle. Hy het egter gewaarsku dat die Amerikaanse weermag gereed bly vir 'n grootskaalse aanval indien geen aanvaarbare ooreenkoms bereik word nie. Iran het 'n hersiene vredesplan deur Pakistan aan Washington oorgedra. Eskom het amptelik kennis gegee dat hy van voorneme is om elektrisiteitstoevoer na die stad Johannesburg en City Power te verminder of te staak weens agterstallige skuld van 5,2 miljard rand. Die kragvoorsiener sê die stad skuld hulle meer as 5 miljard rand, boonbehalwe 'n lopende rekening van byna 1,6 miljard rand wat op 5 Junie 2026 betaalbaar is. In die Oos-Kaap het die eienaars van die berugte Inyobeni Taverne, Siyankangela Ndevu en sy vrou Vuyokasi beweer dat die ouers van die kinders wat in 2022 by hul perseel gesterf het, krimineel aanspreeklik gehou moet word. Tydens die geregtelike doodsondersoek in die Mdantsane streekhof het die egpaar aangevoer dat hulle nie verantwoordelik is vir die 21 sterftes nie, omdat die kinders ongenooid opgedaag het. In opwindende nuus uit Londen het die bekroonde landskapontwerper Leon Kluge en span Suid-Afrika weer goud verower by die 2026 Chelsea Blommeskou. Hul uitstalling, getiteld Life After Fire, het die diversiteit van Suid-Afrikaanse blomme tentoongestel wat na die Kaapse veldbrande verskyn. Kluge het erken dat dit 'n uitdaging was om die uitstalling te voltooi weens die onlangse uiterste weeromstandighede in Suid-Afrika. And I think the garden speaks for itself. It is a celebration of our flowers in South Africa. It's a celebration of our fire-driven ecosystem, which is so special. And it's depicted here after the massive destructions which we had in the Cape this past year. Die regering van Amerika beplan om die jaarlikse kwota vir Suid-Afrikaanse asielsoekers meer as te verdubbel. Die staatsdepartement het 'n noodverklaring by die Kongres ingedien om die beperking van 7.500 na 17.500 te verhoog. Hierdie besluit volg nadat die huidige perk na verwagting voor die einde van die finansiële jaar bereik sal word teen 'n beraamde koste van 100 miljoen Amerikaanse dollar. Oscar Mabojane is aangestel as die sameroeper van die ANC se nuwe provinsiale taakspan in die Oos-Kaap met Helen Sauls-August as koördineerder. Die ANC sekretaris-generaal Fikile Mbalula het die aankondiging gemaak nadat die mandaat van die vorige provinsiale uitvoerende komitee verstryk het. Lulama Nkosi is nie in die nuwe struktuur ingesluit nie. 'n Vrou wat daarvan beskuldig word dat sy haar suster onthoof het tydens haar borgtog aansoek in die Bellville Landdroshof 'n uitbarsting gehad. Aletta Rose het beswaar gemaak teen mediakameras in die hof en geëis dat sy deur 'n prokureur verteenwoordig word wat haar taal praat. Sy word aangekla van die moord op die 79-jarige Constance Scholes in Maart. Die minister van Minerale en Petroleumbronne, Gwedi Mantashe, het in die parlement beskuldigings ontken dat Suid-Afrika steenkool aan Israel verkoop. Mantashe het tydens 'n begrotingsdebat gereageer op 'n vraag van die EFF se lid van die parlement Nazir Paulsen deur te beklemtoon dat steenkool 'n besigheid is
en dat dit aan almal verkoop word. Die Departement van Gesondheid sê die Britse burger wat in die Johannesburgse hospitaal met die Hantavirus behandel word, is wakker en toon tekens van verbetering. Altesaam 109 kontakte is opgespoor en word gemonitor. 'n tweede pasiënt, 'n Nederlandse vrou, is reeds aan die siekte oorlede. 6 Suid-Afrikaners is deur Israeli magte gevange geneem nadat hulle die Global Summit vloot in internasionale waters onderskep het. Die vloot was op 'n humanitêre sending na Gaza onderweg toe dit deur Israeliese oorlogskepe omsingel is. Die familie van ambassadeur Faisal Musa het sy aanhouding bevestig en uiterste kommer oor sy gesondheid uitgespreek. Die aanklaer wat versuim het om by die Kwaggafontein Landdroshof op te daag vir die saak teen Joe Ferrari Sibanyoni moet vandag met amptenare van die nasionale vervolgingsgesag vergader. Mkhoseli en Taba se afwesigheid het daartoe gelei dat 'n lasbrief vir sy inhegtenisneming uitgereik is. Sibanyoni en 3 ander word aangekla van afpersing en geldwasery. We are concerned about the well-being and the security of our prosecutors, right? But of course, where there is an incident that requires us to take action. 2 konstabels van die Honeydew polisiekantoor is tot 14 jaar tronkstraf gevonnis vir die marteling en dood van 'n verdagte in aanhouding. Rutsani Ernest Marumo en Tabang Gerald Magotla is skuldig bevind aan moord en aanranding met die opset om ernstig te beseer. Die onafhanklike polisie-ondersoekdirektoraat het die vonnis verwelkom as deel van hul poging om polisiebrutaliteit op te slaan. Die Vrystaatse Departement van Onderwys het bevestig dat 231 leerlinge van die Beinsvlei Gekombineerde Skool in Bloemfontein siek geword het na vermoedelike voedselvergiftiging. Al die leerlinge is na hospitale en klinieke geneem vir behandeling en byna almal reeds ontslaan. 'n Ondersoek na die voorval is van stapel gestuur. Buitelandse nuus: Hong Kong het nuwe wetgewing voorgestel om rook op alle konstruksieterreine te verbied nadat 'n verwoestende brand verlede jaar 168 mense se lewens geëis het. Oortreders kan boetes van tot 3000 Hong Kong dollar in die gesig staar, terwyl kontrakteurs wat versuim om die reël af te dwing massiewe boetes kan kry. 'n Ontploffing by 'n vuurwerkfabriek in die Chinese provinsie Hunan het 21 lewens geëis en 61 mense beseer. President Xi Jinping het 'n deeglike ondersoek na die voorval geëis. Byna 500 reddingswerkers en brandbestryders is na die toneel ontplooi nadat geboue in die ontploffing in duie gestort het. In Iran is massa-openbare troues in Teheran gehou vir paartjies wat ingeskryf het vir 'n staatsgeborgde skema waarin hulle onderneem om hulle lewens op te offer in die oorlog teen die Verenigde State en Israel. Die seremonies is laat maandag op staatstelevisie uitgesaai om oorlogstyd moraal te verhoog te midde van herhaaldelike dreigemente van militêre optrede. In Kenia is ten minste 4 mense dood en meer as 30 beseer tydens gewelddadige betogings oor die stygende brandstofpryse. 'n Openbare vervoerstaking het groot dele van die land tot stilstand gebring. Die regering skryf die prysstygings toe aan die impak van die oorlog in Iran en ontwrigting in die straat van Hormuz. Die Wêreldgesondheidsorganisasie het sy diepe kommer uitgespreek oor die skaal en die spoed van 'n uitbreking van seldsame Bundibugyo-tipe Ebola in die ooste van Kongo. Owerhede het reeds 134 sterftes en meer as 500 vermoedelike gevalle aangemeld. Die virus het weke lank ongemerk versprei omdat dit aanvanklike toetse vir 'n meer algemene tipe Ebola negatief was. Die organisasie het die uitbreking tot 'n openbare gesondheidsnoodgeval van internasionale kommer verklaar, terwyl UNICEF reeds 16 ton noodvoorraad na die stad Bunia gestuur het. Intelligensie-inligting dui daarop dat China se gewapende magte laat verlede jaar in die geheim sowat 200 Russiese militêre personeellede opgelei het. Dokumente wat deur Reuters nagegaan is, bevestig dat die opleiding onder meer op hommeltuig-oorlogvoering en elektroniese oorlogvoering gefokus het. Intussen het die Russiese president Vladimir Putin in Beijing aangekom vir samesprekings met sy Chinese eweknie. Die besoek is daarop gemik om die hegte bande tussen die twee lande te beklemtoon te midde van groeiende diplomatieke isolasie vir Moskou.
Die leiers het 'n wederwysige vennootskap herbevestig tydens die viering van 30 jaar van samewerking. Wetenskap nuus kenners waarsku dat die vinnige en onkritiese aanvaarding van kunsmatige intelligensie-instrumente soos groot taalmodelle beduidende risiko's vir die wetenskap inhou. Navorsers merk op dat referate wat met kunsmatige intelligensie geskryf word, dikwels van minder wetenskaplike waarde is en fokus op 'n nouer stel navorsingsvrae. Daar is ook kommer dat die outomatisering van roetinetake die opleidingsgeleenthede vir jong navorsers erodeer en hulle onvoorbereid laat om toekomstige navorsing verantwoordelik te bestuur. Studies toon dat hoewel produktiwiteit in terme van publikasies toeneem, die kwaliteit van die wetenskaplike bydraes dikwels in gedrang kom. En ten laaste, in 'n poging om bedryfskoste te help dek, het die Russiese parlement 'n wet goedgekeur wat die Roskosmos toelaat om advertensies op vuurpyle te vertoon. Sedert Januarie vanjaar het die agentskap reeds 4 suksesvolle lanserings vanaf die Baikonur ruimtebasis uitgevoer wat van hierdie nuwe inkomstestroom gebruik maak. Die koste van die advertensies word bereken op grond van die oppervlak van die vuurpyl en die duur van die veldtog. Terwyl NASA in Amerika weens sy status as 'n staatsinstelling nie fondse op die wyse mag genereer nie en private maatskappye soos SpaceX huiwerig is weens die risiko van ontploffings wat hulle handelsmerk kan skade berokken, sien Russiese maatskappye dit as 'n eksklusiewe geleentheid vir hoë profiel bemarking. Wonder ek, aan wie wil hulle adverteer? Is daar dan nou iemand daar buite wat ons nie van weet nie? En ek wonder of Checker 6060 dalk op hierdie manier hulle diens kan uitbrei. En dis 'n ding om aan te dink. Groetnis. Ons praat weer môre met mekaar.